ons dat en laat julle al julle begeertes in smeking, in gebedes en in danksegging voor die Here. So kom ons bid. Here, baie dankie Vader vir u woord, Here. Here, dankie, u is tot in ewigheid, Vader. En Here, u is nie 'n mens wat iets sou sê en dit nie doen nie, Vader. U is God, die soewereine, die almagtige, die Here van die leerskare. En Here, dankie dat ook hierdie môre vanoggend by u in die hemele voor u oë afspeel, Vader. En Here, die miljoene, miljoene engele daar in die hemel, hulle staan op gereedheid, Vader, want daar is 'n gejuig en 'n gejubel in die hemel as een sondaar tot bekering kom. Vader, dankie dat dit ons afspraak is vandag met u. Laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied, soos in die hemele, net soos ook op die aarde. Baie dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Ons praat so 'n bietjie vanmôre oor die vryspraak. Baie mense dink as ek ooit in die hemel wil kom, dan moet ek eers baie hard werk om in die hemel te kom. Eers goeie werke doen of ek moet 'n mooi lewe lei om in die hemel te kom. Maar eintlik sê die Bybel leer vir ons dat ons die ewige lewe gratis, dis 'n gratis geskenk van God die Vader kry. Dis nie iets waarvoor jy kan betaal nie. Hy gee dit vir elkeen op die aarde. Ons moet dit ontvang. Ek wil so 'n klein storieetjie vir julle vertel. Nou die storieetjie het al jare gelede afgespeel en dit gaan, daar was eendag 'n skoolmeisie wat saam met haar ouers by die see was en sy het die tekens van 'n tsunami het sy herken, want hulle het dit geleer by die skool. En toe sy die tekens aan haar ouers uitwys van die tsunami, het hulle haar ernstig opgeneem. En haar ouers het gegaan na die owerhede en dit aan die owerhede onmiddellik gerapporteer. En die owerhede het onmiddellik ondersoek ingestel en as voorlopige maatreël het hulle die strande ontruim. So meer as 1500 lewens is daai dag gered. Die meisie is later deur die stad vereer vir haar bydrae om lewensverlies te beperk. Haar reaksie natuurlik was, sy het maar net toegepas wat haar juffrou haar geleer het. Sy was so bly dat sy duisende mense kon red van so 'n verskriklike dood. By die Hemelse Vader is dit net so. Hy het ook meer as 2000 jaar gelede, het hy dit ook so bewerkstellig deur sy geliefde seun Jesus Christus aan die kruis te spyker. Daar het hy ook al die mense van die aarde van so 'n groot verskriklike dood, die hel, gered. Dis afgehandel. Hy het dit klaar gedoen, dierbares. Daar staan immers, ek wil so 'n bietjie lees vanmôre. Kolossense 1 vers 13 en 14 staan daar. Ek lees in die ou vertaling. Dis die Vader in Jesus Christus, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hoor u wat sê die Vader vir ons, dierbares? Deur sy bloed, deur Jesus se kosbare bloed, het hy ons vergewe, al ons sondes van die verlede. Hy prentjie wat ons altyd sien in die huise, sal jy 'n portretjie sien van persoon hang aan 'n kruis en daar so 'n doringkroon op sy kop en hy's kaal en so 'n straaltjie bloed wat daar uittap. Maar weet jy, daar staan in die Bybel staan, in Jesaja staan daar, dit was omtrent 600 of 700 jaar voor die geboorte van Christus Jesus, het hy geprofeteer, God het dit in hom ingegee en hy het gesien dat die verlosser waarvan ons hier praat, ons vergifnis, die mense was so verstom, daai dag wat hy skouspel aanskou het op Golgotha, dat dit, Jesus was nie meer gelykvormig aan 'n mens nie.
Hy was so misvormd. Sy gestalte was nie meer soos die van 'n mensekind nie. Hy was onherkenbaar. En dit is wat daar staan. In sy bloed het Vader God elkeen van ons vergewe. Weet jy, die Vader het dit klaar afgehandel. Daar's eintlik niks wat enige persoon op die aarde kan byvoeg nie. Of jy nou hooggeleerd is, en of jy nou 'n hoë pos in die parlement het, of jy nou 'n koning is van die aarde, geen mens kan enige iets bydra wat Vader God al klaar gedoen het nie. Immers, daar staan in Jesaja 43, vers 25, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my naam ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Maar ons het so geneigdheid van tyd tot tyd, kan ons self ons nie vergewe vir ons sondes nie. Die volgende versie in Hebreërs 10, vers 17 en 18, En aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. In die ou bedeling, voor die verskyning van die Here Jesus, het die volk bokke en bulle op 'n altaar geslag, en die priesters het die bloed geoffer vir versoening vir die sondes vir wat die volk gepleeg het, en selfs vir sy sondes ook, want hy is net so 'n mens soos ek en u. Hy is ook gebore uit 'n vrou. Daarom het hy ook skuld aan sondes. Weet jy, en Vader God, want dit was daai tyd in daai bedeling, was dit reg so voor God, want hy het dit so ingestel. Maar in hierdie nuwe bedeling wat ons nou in is, in die Nuwe Testament, is daar geen meer offer nie. Jesus was die volmaakte offer op Golgotha. Ek wil so iets korts probeer verduidelik van die bekering van gisteraand wat ons verduidelik het. Weet jy, daar staan immers, daar is geen verlossing sonder bekering nie. So bekering is die eerste proses van hierdie fase wat ons deurgaan. Om jou te bekeer, praat van, dis die teenoorgestelde rigting wat ons op was, en nou keer ons terug van die, en ons kies om die Here gehoorsaam te wees. En bekering en by die wedergeboorte, wat ons gestaan van gehoor in Johannes 3 vers 3, die wedergeboorte is 'n eenmalige proses. Dis soos 'n mens, Jesus verduidelik het, wat een keer gebore is uit sy moeder se skoot, en daar is die mens. En dis jou eerste geboorte, en dis reg, anders sou ons nie bestaan het nie. Net so die wedergeboorte, dis een geestelike geboorte uit God die Vader. En dis dan die verskil tussen die wedergeboorte en die bekering. Bekering is 'n proses, al is ons kinders van God, ons moet nog steeds daagliks ons nog bekeer elke dag, want ons vlees is in voer, in stryd teen die gees, en die vlees dink dinge wat verkeerd is en selfs doen verkeerde dinge. Daarom moet ons daagliks bekeer voor die Here, maar ons is eenmaal wedergebore. En Broer Kobus gaan vir ons ietsie verduidelik wat hy graag, het is 'n mooi storieetjie wat hy aangaande die proses wil verduidelik aan ons. Goeiemôre. Die Heilige Gees het een keer aan my verduidelik, sommer vir my 'n beeld gegee van wat die verskil is tussen wedergeboorte en bekering. Nou wil ek net vir julle iets voorstel. Ek en my gesin gaan nou op vakansie. Ek pak my bakkie, ek pak die goed op die bakkie, en op my sleepwaandjie pak ek die res van my goed. So as ek nou see toe ry, en ek los die waandjie by die huis, dan gaan dit gaan dan sleg wees as ek by die see kom op vakansie, want die helfte van die goed is in die waandjie. So ander woorde, wat moet gebeur? Wat moet gebeur? Die waandjie moet aangehaak word. Nou die waandjie te naam en die bakkie te naam. Die bakkie wat trek is God, en die sleepwaandjie is ek en jy.
as jy nie toelaat dat jy aangehak word nie, dan bly jy agter as God beweeg. God is hier by ons en God beweeg tussen ons. Maar ons moet toelaat dat God vir ons aanhaak. Ons moet kom, soos ons gisterand gehoor het, ons moet kniel by die kruis en sê, Here, hier is ek, haak my aan, sodat ek nooit weer agter sal bly nie. Julle kan gerus ook lees in Hebreërs 6 tot by vers 12, 1 tot 12, kan julle lees daar, so waar daar geskryf staan, dat as jy een keer aangehak is, dan kan jy nie weer teruggaan nie. Daar is jy vir altyd. So die Here het dit vir my so verduidelik, en ek hoop hierdie eenvoudige voorstelling beteken vir julle iets. Want bekering, ons bly agter as ons nie, ons moet wedergebore word. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons nuut maak en ons wederbaar. Anders dan bly ons agter. En ek glo nie is een wat wil agterbly nie. Dit is in elk geval God se wil dat almal van ons bekeer en kom, maar ons moet kom. God is die voertuig met die haak aan. Ons moet kom sodat ons gehaak word. Baie dankie. Dit beteken, ons staan reg voor God die Vader. Hier staan in 1 Korintiërs 1 vers 29, vers 30, staan daar, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Weet jy, God verklaar ons dat ons voor hom kan reg staan, en dit het hy gedoen deur Jesus Christus. Ek lees hierdie gedeelte in Filippense 3 vers 9, weet jy, daar staan, Paulus skrywe, en hy sê nie dat hy roem nie, en nie dat God hom daar diep uit die moddersluike kom ophef het, en dat hy nou 'n getuie is, maar hy sê, hierom sê hy, vers 9 van Filippense 3, in hom gevind te word, dis in Jesus Christus gevind te word, nie met my geregtigheid, wat uit die wet is nie, maar met die wet, deur die geloof in Christus, is die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. So mense, Jesus Christus het klaar ons saak met God reggemaak. Dis afgehandel, dierbares. Nou sê hy, God spreek 'n mens vry, nie om die wet te onderhou nie, maar omdat ons glo in Christus Jesus. Glo in hom en jy sal gered word. Jy en jou hele huisgesin. Daar staan immers in Efesiërs 2, vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, omdat niemand mag roem nie. Verstaan jy, dierbares? Ons het nie die reg om in God se pad te staan nie. Baie keer staan ons in die Here se pad, en die Here kan nie die werk doen wat hy al reeds gedoen het nie. Daar's 'n blokkasie, omdat ons nog wil dinge byvoeg. En dit maak dat ons nie regtig in oorwinning kan stap nie. En 'n mens kan daarby baie dinge byvoeg wat die oorsaak daarvan is. Maar dis 'n lesing op sy eie. God vergewe 'n mens onvoorwaardelik. Immers ons het almal gesondig, Romeine 3 vers 26, en elkeen staan daar, het maar op sy eie manier gesondig. Dit hoef nie met, al die mense rook nie, en al die mense drink nie. So, dit wil nie sê dat rook en drink ons sonde is nie. Daar's ander dele in ons binneste wat ons oor sondig. So, almal op sy manier sondig. En daarom het sê Jesaja 53 vers 6, hy sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dis soos daai dag toe hy gebid het daar in die tuin in die op die Olyfberg, die Here Jesus, die een nag, toe sy sweetdruppels soos bloed geword het, en hoe hy 3 maal dieselfde gebid het, en hoe hy gesig het, en dat hy gebid het, Vader, Here, wil hierdie lydensbeker maar nie verby my gaan nie, want hy het geweet wat op hom wag. Jesaja 53 vers 6 sê, maar al ons ongeregtighede het op hom neergekom.
Dit is van die eerste mens af, van Adam en Eva af, tot die wat nog in die toekoms gaan gebore word. Elkeen se krankhede, se kwale, se vloeke, se sondes, alles het op hom neergekom. En die Here Jesus kom van God af. Hy is nie 'n mens soos ek en u nie, wat deur 'n man en 'n vrou se saad voortgebring is nie. Hy is deur God se saad bevrug, die maagd Maria. Daarom is hy God. Daarom kan hy sê, as julle die Vader gesien het, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Ek en die Vader is een. En weet jy, daai nag in daai olyfberg in daai tuin, het hy so gebid. En toe het Vader God 'n engel uit die hemel gestuur om hom te versterk. En weet jy, dis eintlik wat daar gebeur het. Dit is God se onvoorwaardelike liefde. Ons verdien nie God se liefde nie. As ons moet die vinger wys na onsself toe, verdien ons eintlik daai dood wat die Here Jesus gehad het. Ons moes in sy plek daar gehang het op daai kruis, onerkenbaar vermink gewees. Maar nogtans was dit die liefde van die Vader, wat 'n mens nie kan verklaar nie, maar die Seun kom verklaar die Vader. Dis 'n onbeskryflike liefde. En daarom bring ek ook sommer nou hierdie gedeelte in, dat in die boek van Johannes staan daar, dat ons mekaar moet lief hê. Johannes 15, ek is die ware wynstok, die storie van Jesus. Hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het, net soos die Vader my lief het. En ons weet van die verlede van onsself. So daarom is hierdie werk van Christus in die eerste plek 'n liefdestaak van God. En daarom is daar nou dus geen veroordeling meer teen ons nie. Die ou vyand, die duiwel, hy gaan altyd kom en ons verlede hier in ons geheue uitbring. Hy skiet die pile, daarom staan daar in ons moet die helm van verlossing op hê, Efesiërs 6. Hy kom hier met ons verstand en hy wil ons gedurig herinner aan watter negativiteit ons ook al betrokke was in die verlede. Maar Jesus sê, daar is nou meer geen veroordeling nie. Dis verby, dis afgehandel. Immers Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dit is so kosbaar julle. Vader sê, vir die wat in Christus Jesus is nie. Dis asof Jesus, asof die Vader, hy sien net, as hy vir Jan sien, dan sien hy net sy geliefde seun, Jesus Christus. Hy sien net die bloed, in die bloed die vergifnis, die lewe in Christus Jesus. Hy sien net sy geliefde seun, as hy kyk na die wêreld toe, die aarde toe. En daarom staan daar juis in Matteus 6 van die gebed wat die Here Jesus vir die disippels leer, vers 10, waar daar staan, laat u wil geskied soos in die hemel, net soos in die hemel, net soos ook op die aarde. Dis eintlik God se agenda. Hy het al klaar die hemel op die aarde. Hy wil vir ons die hemel op die aarde gee. Kolossense 2 vers 14 staan daar, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Weet jy, daar is in die hemele, was daar files gewees van elke mens op die aarde. Dis asof het opgeteken gewees het in 'n leer, en ons leers is daar gebeure, en al ons foute is in die leer opgeskrywe. En die dag toe hulle Jesus die spykers deur sy hande dryf in die hout vas, toe was die files, die dagvaarding van ons in die Here Jesus se hand, en dit was saam met sy hande deur spyker in die hout vas, en die bloed het die dagvaardings van ons tot niet gemaak. Dis onleesbaar, die bloed het dit uitgewis, uitgedelg, die vyand kan nie meer kom en dit lees, en Godfried, wat ek sien, wat staan daar? Nee, ek kan nie sien nie, bring my bril. Hy kan nie sien nie. Die bloed het dit toegemaak, dis onder die bloed. Dis verby, dierbares. Hy het dit vernietig. Ons hoef nie meer daarvoor te boet nie.
Glo jy dit? Ons hoef nie meer daarvoor te boet nie. Daar is vir ons 'n offer. En ons kan ook nou dan dus sê hoeveel sondes ons ook al gedoen het in die verlede. En daar's baie. Wil jy eens daarop ingaan nie? En as ons byvoorbeeld maar net kan sê dat ons 3 sondetjies op 'n dag doen, wat baie min is en ons doen baie meer. Dalk dink ons verkeerde ding, of ons sê verkeerde woordjie, of ons doen dalk verkeerde dingetjie. En ons kyk na die einde van die week, 3 maal 7 is 21. Sondes al klaar. En ons maal dit met 365 dae van die jaar. Ek bedoel, dan kom jy meer as 1000 sondes uit per jaar. En jy maal dit met jou ouderdom. Hoe oud is jy? 40. 40 maal 1000 is 40.000. Op die ouderdom van 40 staan ons skuldig al klaar met 40.000 sondes. Daar's nog meer. As jy voor die Hoge Regshof daar in die Kaap moet gaan verskyn met 40.000 skuldige aanklagtes teen jou, wat dink jy gaan die uitspraak van daai regter wees? Doodstraf, hang hom op. So staan ons eintlik voor die Vader as ons dit moet in gedagte bring. Groot pak files van ons, maar God, deur sy liefde, het gesê, jy hoef nie meer daarvoor te boet nie, my kind. Dis afgehandel, dis klaar, dis finies. Onthou julle op Golgotha op die kruis toe die Here Jesus sy asem uitgeblaas het? Staan daar en hy het gesê, Vader, dis volbring. Dit beteken, dis verby, dis afgehandel, dis klaar. Hulle is vry van nou af, Here, ons spreek hulle vry, Vader, vir die wat in die Seun glo, in Jesus Christus. Weet jy, daar is eintlik 3 goue reëls wat 'n mens maar kan onthou oor die vryspraak. En die eerste goue reël is dat ons moet absoluut ons vergifnis moet ons vat. Glo in ons vergifnis. Glo dat die Here ons vergewe. Die tweede reël is ons moet ook ander vergewe en ons moet ook onsself vergewe. By daai punt kom dat ons ook onsself vergewe, omdat ons vergifnis by God ontvang het. So ons kan nou voor die spieël gaan staan en ons hoef nie meer skaam te wees nie. Jy kan sommer lank staan in die spieël en vir jou kyk. Welies, die Bybel sê ons moenie meer dink as van onsself as van ander nie, maar ons moet ook nie niks dink nie van ons nie, want die Here het ons vergewe. Ontvang jou vergifnis. Ons kan maar eintlik sê, Here, dankie, daai liedjie wat broer Gertrum altyd sing. Jesus het my mooi gemaak. Dis waar, ons kan hom weer sing vanaand. Maar weet jy, dis wat die Here kom doen het. Ons kan nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En op die regte tyd vergewe die Here vir ons. Op die regte tyd verhoog hy vir ons, verhoor hy ons gebede en nie ons tyd nie. En daarom het ek 34 jaar gewag of gevat voordat ek eintlik dit vir my 'n werklikheid geword het. Toe ek 34 jaar oud was, toe kom ek by daai punt. Here, het U dit alles vir my gedoen? Maar Vader, maar ek is nog vuil, Here. Ek is nog 'n sondaar. En toe kom ek met daai berou in my hart en ek vra vir die Vader om vergifnis. En hy het daai oomblik my onmiddellik nuut gemaak. 34 jaar gewag. Partykeer is daar mense wat jonger is wat na die Here toe kom. Maar sien nie, dis op die regte tyd. Dis God se tyd. Party mense wag tot op 50 jaar, maar as die Here jou red, dan red hy jou. En daar's niemand wat kan keer nie. As God verlos, dan verlos hy volkome. Ek was ook daar gewees. Ek was ook verslaaf aan Peter Stuyvesant en al die ander dinge wat daarmee gepaard gaan. Maar die Here het my verlos. En dit is al vandag meer as 10 jaar gelede. En ek kry nie eers meer lus vir Peter Stuyvesant nie. Want God het doen 'n volkome werk in jou, my broer en suster. Die derde reël is, noem jouself wat God jou noem. En God sê, kind van God. Onthou julle die bordjies gestaan? Jy's 'n kind van God. Noem jouself wat jy is. Jy's 'n kind van God. Jy moet eintlik hardop sê vir die duiwel dat hy kan weet, jy's 'n kind van God. Jy's nie meer in sy mag nie,
Want God het reeds ons uit die mag van die duisternis, uit sy mag uitgehaal en kom plaas in die koninkryk van liefde van sy geliefde seun Jesus Christus. Daar staan in Johannes 8 vers 36: As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Prys die Here. Ek dink sommer daar wat ek bly, so baie mense wat goeie mense as jy dit kan sê, met mooi maniere, goeie maniere. Hulle praat mooi woorde, suiwer woorde. Maar weet jy, hulle kan nie sê hulle is vry nie. Want as ek baie keer saam hulle op 'n Sondag in die kerk is en ons sing koortjies uit die boekies uit, dan sing hulle maar treurig die liedjies uit die boekie uit. Weet jy, want hulle kan nie hulle hande in die lug opsteek, want daar staan as die seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So as jy vry is en jy kom in die kerk, dan kan jy jou hande in die lug opsteek, want God het jou vrygemaak. Jy weet waar jy vandaan afkom en waar die Here jou nou kom plaas het. So dis nie iets wat jy hoef te twyfel nie, iets wat jy oor te wonder, maar is dit nou nie? Nee, dierbares, dis 'n werklikheid. Jy is vry in Christus Jesus. Kom ons speel so 'n toetsie. Sê nou maar, ek gee nou vir elkeen 'n vraestel wat tel punte van 0 tot 100. En jy moet nou jou self punte gee van 0 tot 100. Wat dink jy, hoeveel punte kan jy vir jou gee om te sê jy staan nou regverdig voor God? 10 uit 100? 80 uit 100? 99 uit 100? 100 uit 100. 100% regverdig staan jy voor God, omdat dit God se soewereine werk is. Soewereine werk van die Vader is. Jy staan 100% regverdig voor die Vader. Jy's 'n koningskind, jy's 'n prinses. Ek wil 'n versie lees in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11. Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbreekers of wellustelinge of sodomiede of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Vers 11. En dit was sommige van julle, maar julle het heel laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Hoor jy? Jy het jou laat afwas in die bloed van die Here. God verklaar jou heilig en regverdig en as 'n verloste voor die Vader. Is dit nie goeie nuus nie, my broer en suster? Ja, prys die Here. As ons kyk na daai kruis, dan kan ons ook sê, daardie vertikale balk van hierdie kruis beteken, of dalk, maar dis my weergawe, dit was God se taak gewees. Dit was God se doel, was God se deel gewees. En hierdie horisontale balk aan hierdie kruis is ek en u taak. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Dis ons verantwoordelikheid. So God het klaar sy verantwoordelikheid vir ons gedoen. Nou is dit ons verantwoordelikheid. Ons het ook verantwoording. Weet jy, daai versie wat ons gestaan by herhaalde keer gelees het, Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dis ek en u verantwoordelikheid om dit te doen. Die Engelse Bybel sê, hy praat van for those who received him. Received beteken mos ontvang. Sien u dierbares? Daar is niks wat ons kan doen nie. Ons kan maar net receive, ontvang Jesus Christus. En dan sê die Bybel, aan hulle wat hom ontvang het, wat hom receive het die Vader die reg gegee om 'n kind van God te wees. Jou ID is kind van God in Christus Jesus. Weet jy, Jesus het nie net met die sonde afgereken nie.
Ja, hy het met die sonde afgereken, maar net nie dit alleen nie. Hy het ook die mag van die sonde gebreek. Die sonde het geen meer hou vas op 'n kind van die Here nie. Alhoewel ons nog kan in staat is om sonde te doen, maar ons is nie meer in sy mag nie. Voorheen was ons hele lewenswyse was in beheer van die sonde gewees. Ons was so gewoonte aan die sonde, vir ons is dit nie eens meer saak gemaak dat dit sonde is nie. Ons het maar net aangegaan. Maar Jesus Christus het ook die mag van die sonde gebreek. Daarom staan daar in Genesis, maar die sonde lê voor jou deur en loer en hy smag na jou, hy begeer na jou, maar jy moet oor hom heers. En die Here Jesus het vir ons daai heerskappy weer kom gee. So ons is nie meer in sy mag nie. Om die vryspraak te neem en permanent te bly in hierdie vryspraak van die Here, is om in Christus te heers oor die vyand. Om permanent in hierdie vryspraak te bly, is dit om in Christus oor die vyand te heers. Weet jy, het ons immers alreeds in Lukas 10 vers 19 staan daar, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Vir wie glo ons hier dierbares? Glo ons vir God of glo ons aan onsself? Wat sê? Ja, maar ek kan nie, ek is nie in staat nie. Maar weet jy, Christus, dis hy wat ons bekwaam, wat ons gewillig maak om die wil van God te doen. En hy gee vir ons autoriteit. Hy bemagtig ons. Dis soos as jy die Coca-Cola blikkie lees, staan daar altyd so 'n klomp goedjies fyn geskrywe daar, en daar staan dat die Coca-Cola maatskappy wat die blikkie koeldrank vervaardig het, die mense wat die blikkie koeldrank vervaardig het, is bemagtig deur die Coca-Cola maatskappy. Hulle kan dit doen. Dit beteken eintlik dit. God het ons bemagtig om te heers oor die sonde, om op die slange en op die skorpioene te trap. Dit praat van die bose geeste wat in die lug is, met al hulle versoekinge. Dis nog nie 'n sonde wanneer dit by ons gedagte kom nie. Maar as ons daai gedagtetjies na die Here toe bring en sê, Here, dit wat ek nou aan dink, o Vader, dis 'n sonde, want dit baat nie ek stiek vir u enige iets weg wat ek aan kan dink nie, want u ken tog my gedagte. Nog voordat ek 'n woord sou sê, weet die Here al wat ek wil sê. So die Here ken ons gedagte. So voordat ons daai gedagte koester en bring tot 'n werk, kan ons daai gedagte bely voor die Here. En wanneer ons dit doen, met jou mond bely dit en sê, Here, ek is jammer, vergewe my, onmiddellik vergewe die Here jou daaroor. En jy sal dit weet, jy's vergewe. Jy sal so 'n vrede in jou binneste sal, so 'n vrede wees, so 'n blydskap, wat jy nie anders kan nie en sê, Here, dankie dat u my vergewe. En daar stap jy weer die pad. Dis Lukas 10 vers 19. Weet jy, ek wil afsluit. Dis so 'n mooi beeld van Lukas 15, van die verhaal van die verlore seun. En ek gaan net so 'n paar versies, vers 17 en vers 18, 'n bietjie lees. Van die verlore seun, onthou julle, hy het by die varkhok gelê, en hy was in die gatte gewees. Hy was, om het so te stel, op pad hel toe. As hy moes gesterf het daai dag van honger, want onthou, daar was hongersnood gewees. Hy het amper niks gehad om te eet nie. Hy moes al kragteloos gewees het, al amper dood gewees het. As hy moes gesterf het, reg hy die hel toe. Maar weet jy wat is so great van die seun se verhaal? In vers 17 staan daar, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Hoor julle, hy het by homself gekom. Met ander woorde, hy het die prentjie mooi opgesom. Hy het gesien, hey, maar ek is mos besig om te vergaan hierso. Ek is mos besig om, as ek nou my asem uitblaas is jou toe, ek is verlore. Hy het sy toestand gesien. Met ander woorde, hy het oordink oor sy toestand voor die Vader. Maar vers 18 sê, maar hy sê, maar ek sal opstaan en na my Vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. So hy, vers 18 praat van,
nadat hy in vers 17 dit oordink het en gesien het, sy posisie voor Christus, en toe het hy dit gedoen. Hy het dit eers gedink, en toe het hy dit gedoen. En toe, wat hy gedink het, het hy dit gedoen. Hy het opgestaan en na sy pa toe gegaan. Hy het hom eers voorberei, hoe gaat hy vir sy pa sê? Maar die feit is, hy het gegaan. En toe het hy nog ver aankom, het sy pa hom gesien. Die verhaal sê, die pa het hom innig jammer gekry. Pa het na hom toe gehardloop en hom hartlik gesoen. En die seun het hom nou mooi voorberei, hoe gaan hy nou vir die vader sê? Maar weet jy, eintlik was dit klaar hier binne in sy hart gewees. Die Here het sy hart gesien daai dag. Miskien het hy net hierdie goed geprewel, maar hy het dit in sy hart gepraat. Here, ek is jammer vir die sonde van my verlede. En God het sy hart gesien. En daarom toe hy by die vader kom, het sy vader hom omhels. En sy vader het hom gesoen. En sy vader het hom oombliklik vergewe. Want God het sy gesindheid raak gesien. En die vader sê toe, vanaf vers 22, trek skoene aan sy voete. Weet jy, dit praat eintlik van, hy moes natuurlik kaalvoet geloop het, hy was kaalvoet, maar dit sê, dat hy het teruggekeer van 'n slaaf na 'n heer. En toe sê die vader, sit 'n ring aan sy vinger, wat weer sê, Lukas 10 vers 19, geef hom autoriteit. En die derde een is, sit 'n kleed om sy skouer, trek vir hom die beste kleed aan, wat weer vir ons sê, hy het weer heerskappy. Sien u die verhaal van die verlore seun? Hy was 'n slaaf, ons was 'n slaaf van die sonde, maar God het ons van 'n slaaf weer 'n heer gemaak. Ons het weer die kroon van die Heer. En ons het autoriteit gekry by die Vader. Ons het gesag by hom gekry om te heers oor die sonde. En daarom het ons heerskappy. Ons kan weer heers. Ons kan vir die duiwel sê, in die naam van Jesus, dit kom ons nie van die Vader af, dit mos van Satan af. En jy kan sy werke kanselleer, jy kan sy werke bestraf, want jy is bemagtig. Daar's een ding wat my vrou en ek altyd doen, ons pleit die bloed van die Here. En die vyand, hy sidder vir die bloed van die Here. Ons is bemagtig om dit te doen, dierbares. Laastens, God herstel ons volle eer. Hy herstel ons volkome, my vriende. Hy gee vir ons weer die vrymoedigheid. Hy gee vir ons weer daai menswaardigheid. Vroeger jare, toe ek nog nie gered was ek bitter skaam as mense my uitnooi om na 'n groot saal soos die te kom, waar daar klomp mense sit en miskien is dit 'n troue of 'n partytjie, en ek sal altyd skaam wees, want ek het nie selfvertroue gehad nie. Baie skaam om na sulke funksies toe te gaan, maar hulle moes my eintlik sleep om aan te kom. Maar weet jy, deesdae, prys die Here, ek kan langs konings langs 'n tafel gaan sit en eet. Ek het die vrymoedigheid. God het my ere voluit herstel. En dis wat hy doen. Aan ons almal. Daar's immers by hom geen wit broodjies nie. Hy het nie vir Godfrey of vir Gottie liewer as wat hy vir Jan het nie. Johannes 3 vers 16. Ons kom nou daar. Ons is nie meer sondaars nie, maar ook is ons nie meer sondeloos nie. Onthou julle, ons is nie meer sondaars nie, maar ons is nie sondeloos nie. Ons kan nog altyd soos stout kinders nog stout is, maar hulle aardse vader bly nog steeds lief vir hulle. Dis mos waar, nee? Ons kinders doen maar baie verkeerde dinge, maar dit maak nie mee te sê, nou jy het nou daai ding gedoen, jy's nou nie meer my kindie. Gaan weer terug na die binnelandse sake, haal sy naam van die ID af, jy is nie meer my kindie. Ons doen mos nie dit nie. Net so maak ons altyd foute, alhoewel ons wedergebore is ons ook maar so stout kinders, maar ons is die Vader se stout kinders, en die Vader daar staan, en as ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So, wat nou? Bely onmiddellik as ons fout maak en laat staan dit. Bely en laat staan dit. Dan staan ons weer
ons is eintlik klaar reg voor die Here, maar dan het ons weer net daai vrymoedigheid teenoor die Vader. So is dit ook met ons hemelse Vader. Daar staan immers, Matteus 18, Petrus vra, hoeveel keer moet ek dan my broer vergewe of my suster as hulle iets teen my gedoen het? 7 keer? Jesus sê, 70 maal 7 keer. Hoor jy? Daai 7 is God se volmaakte getal. 7, die volheid van die Vader. En nou staan daar 70 maal 7, dis amper soos 70 maal volmaaktheid. Dis oneindig. Dit hou nie op nie. Dit nie begin nie. 70 maal volmaaktheid. Kan jy jou indink? So vergewe die Vader ons. Dis afgehandel. Dis klaar. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld. Want die wat in hom, kom ons lees hom. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe het. Dis liefde julle. Dis liefde op liefde op liefde. En die wêreld soek na liefde, maar die wêreld kry nie die liefde nie. Hoeveel lofsongs hoor jy nie nou van môre op die radio nie? Maar net vir 'n vyle en dan soek hulle weer liefde by 'n ander plekkie. By God is hierdie volmaakte liefde. Johannes 3, vers 16. Laat ons, iemand het so mooi gesê woensdagoggend na by die gebedssessie, ons is verlore in God se liefde. Mag dit vir ons 'n werklikheid wees. Mag daai liefde van die Vader vir ons 'n waarheid wees, dat ons dit sal beleef. Want as die Seun aan 'n mens verskyn, kan 'n mens nie meer dieselfde wees nie. As God by jou kom staan, my broer en suster, is dit onmoontlik om dieselfde te wees. Jy's 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Al die ou dinge het verbygegaan. Kom ons sluit af. Kom ons vra die Here wat hier staan in die Bybel. Here, baie dankie Vader, Here. Here, u woord verklaar, Here, dat u ons vergewe, Here, dat u ons vryspreek, Here. Here, en dat u nie meer dink aan ons sonde nie, Here. U noem dit nooit meer nie, Vader, Here. En dat u sê in die woord dat ons u kind is, kind van God is, en dat daar vir ons permanente versoening gekom het deur die bloed van u geliefde seun Jesus. Ag Vader, Here, ons kan dit nou voorhou en ons kan dit sê, maar Here, dis ons gebed, Vader, Here, dat u woord in ons elkeen se hart sal oopmaak, Vader, Here. Here, dat dit nie meer Godfrey is of enige spreker is wat hierdie waarhede vir ons noem nie, maar dat dit God die Vader is wat hierdie waarheid in ons openbaar, bekend maak, Here, want as u ons verlos, is ons waarlik verlos. Baie dankie daarvoor, Here, in Jesus se naam.